Oh, I'm so glad that the Lord saved me. I'm so glad that the Lord saved me. Oh, if it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord saved me. I'm so glad. Oh, I'm so glad that the Lord saved me. Oh, I'm so glad that the Lord saved me. Oh, if it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord saved me. Come on. He saved me. 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 Oh, if it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord saved me. Come on, come on, let's sing it there. I'm so glad that the Lord saved me. Well, I'm so glad that the Lord saved me. Oh, if it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord saved me. He 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 saved me. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord saved me. He 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 saved me. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord saved me. I'm so glad He saved me. Come on, He's here later. Hallelujah. Oh, it's different now since Jesus saved my soul. Come on. It's different now since by His blood I'm whole. Oh, Satan had me when Jesus rescued me, and now it's different. Oh, so different now. It's different now since Jesus saved my soul. It's different now since by His blood I'm whole. Oh, Satan had me when Jesus rescued me, and now it's different. Oh, so different now. Jump on the song and say, it's different now since Jesus saved my soul. It's different now since by His blood I'm whole. Oh, Satan had me when Jesus rescued me, and now it's different. Oh, so different. Another rock again, sing, come on, God. It's different now since Jesus saved my soul. It's different now since by His blood I'm whole. Oh, Satan had me when Jesus rescued me, and now it's different. Oh, so different now. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Well, I've got a new song
I'm gonna sing. Well, I've got a new song now that I found the new key. He loved the whole world, so he sent down his son. The top of the chart is my new number one. I've got a new song, yes, that I'm gonna sing. Well, let me tell you, I'm saved. 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 I've got a new song that I'm gonna sing. Well, I've got a new song that I'm gonna sing. Yes, I've got a new song now that I found the new key. He loved the whole world, so he sent down his son. The top of the chart is my new number one. I've got a new song that I'm gonna sing. How you doing, say? Well, let me tell you, I'm saved. 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 I got a new song that I'm gonna sing. Nee man, ek gaan dit weer sing. Ek hoor jou nie lekker nie. Maar ek dink is die prop wat ek in my oor het. Maar sing jy lekker saam vanmorgen? Ek wil hê wanneer ons daar kom by I'm Saved, wil ek hê jy moenie worry oor 'n noot wat jy moet hou nie. Jy skree dit net uit, I'm saved. Kom aan, laat ek jou hoor. I'm saved. Ooh. Ja, julle kan 'n bietjie beter doen, man. Ek wil nou nie te veel praat nie, maar tannie, jy weet mos daai oomblik wanneer jy so 'n bietjie ongesteld raak met jou man. Nee. En die stem gaan so 'n bietjie op. Come on, I'm saved. I'm saved. Come on, I'm saved. I'm saved. I've got a new song that I'm gonna. Oh, come on. Well, I've got a new song that I'm gonna sing. Well, I've got a new song now that I found the new key. He loved the whole world, so he sent down his son. The top of the chart is my new number one. I've got a new song that I'm gonna. Harry, draai op die gitaar van jou man. Hoop so nederig wees. Well, I've got a new song, come on, that I'm gonna sing. Well, I've got a new song and I found a new key. He loved the whole world, so he sent down his son. The top of the chart is my new number one. I've got a new song that I'm gonna sing. Did I hear you well? Well, let me tell you, I'm saved. 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 I got a new song that I'm gonna sing. Okay, yeah. Well, let me tell you, I'm saved. 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 I've got a new song. Can you know a what? That I'm gonna sing. Oh, sterk 20, wil het job doen met hulle sukkel nie, hulle wil altyd in die middel regkom. Well, let me tell you I'm saved. I'm saved. I'm saved. I'm saved. I got a new song that I'm gonna sing. Yeah, come on. Well, let me tell you I'm saved. I'm saved. I'm saved. I'm saved. I got a new song that I'm gonna sing. I'm gonna sing it to you.
het ook een keer met my feet, come on. Oh, Jesus is die naam. Come on. Wat verlossing, sy naam is krag, vir dag na dag, hierdie naam verslaan. Yeah. Oh, Jesus is die naam van my Heer en vriend. Jesus is die naam wat verlossing bied. En sy naam is krag, oorwinning dag na dag. Hierdie naam verslaan elke vyand. Dankie Here Jesus. Oh, it shall flow like a river. It shall fall like the rain. It shall fall on God's people again and again. And the dawning of the Lord shall fill all the earth, and the Spirit of the Lord shall come. Oh, we shall flow like a river, and it shall fall like the rain. It shall fall on God's people again and again. At the dawn of the Lord shall fill all the earth, and the Spirit of the Lord shall come. It shall flow, oh, it shall flow like a river, and it shall fall like the rain. It shall fall on God's people again and again. And the dawning of the Lord shall fill all the earth, and the Spirit of the Lord shall come. Sing it nog een keer. Oh, it shall flow like a the dawning of the Lord shall fill all the earth, and the Spirit of the Lord shall come. Dankie Here dat U kom en U vloei vanmôre, Here. U vloei, Here, en daar's geen beperking aan U vloei nie, Here. En ek sal in my lewe nooit 'n beperking sit op die vloei van U soet Heilige Gees nie. En ek bid dat hierdie waters van lewe, hierdie olie van genesing, Here, dat daardie vloei sal kom in elke hart en elke lewe vanmôre. Here, miskien sit hier mense en hulle besef nie eintlik hoe nodig ons in hierdie uur die vloei van die Heilige Gees nodig het. Dat U in hierdie huis is vanmôre om ons te ontmoet. Dankie dat U hier is, Here. Ons verklaar U die eregas in hierdie plek vanmôre. Is my gebed in Jesus naam. En die volk van die Here sê, kom aan, die volk van die Here sê, amen, prys die Here. Jesaja 44 vers 12, sê hierdie woorde,
Jesaja 44, waarsku Jesaja eintlik die volk van Israel teen afgoderry. So met ander woorde, dis eintlik 'n baie negatiewe stuk waar ek trek, maar ek trek net dit daar uit om vir jou 'n ander prentjie te verduidelik. Woord van die Here kom en die profeet Jesaja praat in vers 12, hy sê, die ystersmid het 'n byl en hy werk in die gloed. En hy maak hom met hamers en bewerk hom met sy sterk arm. Nou, hier vertel hy nou eintlik in 'n negatiewe sin, hoe dat hierdie smid, weet julle wat 'n smid? Hierdie man wat met staal werk, besig is om 'n afgod te maak. Maar as 'n paar goeie wat ek net uit hierdie vers uit wil uittrek om jou iets te verduidelik. Die eerste ding wat baie belangrik is dat hierdie vers sê, dat hierdie smid werk in die kole. Met ander woorde, kry die prentjie saam met my, het hierdie ding in sy hand, waarmee hy die kole krap. Wie se kole was al ooit gekrap in jou lewe? Die kole word so 'n bietjie rondgeskuif. En terwyl hy die kole krap, is daar 'n rede agter die kole wat hy rondkrap, want hy het 'n missie om die metaal, die koper, die staal, silwer, goud, waarmee ook al hy besig is, hy wil daardie metaal tot op die regte temperatuur kry. En wanneer daardie materiaal op die regte temperatuur is, dan vat hy sy hamer en hy begin vorm aan die stuk staal wat na die perfekte temperatuur gebring is om iets daaruit te vorm. Die smid of die ambagsman vat die hamer en hy begin aan die metaal te slaan en so 'n bietjie navorsing sê ek vanmôre, hy praat daar met sy sterk arm begin hy om te vorm, maar die woordjie daar in die oorspronklike taal, die sterk arm beteken nie domkrag nie. Ken jy domkrag? Jy kry krag wat nie 'n einde het nie en wat gebruik word sonder om beheer te word. Maar hierdie is nie daardie tipe sterkte nie, maar die sterk arm wat dan hier gebruik word, is 'n arm wat bekwaam is om die regte tipe krag toe te pas, omdat hierdie smid 'n prentjie in sy kop het, waarmee hy besig is om hierdie stuk staal in te vorm. Is jy by my? Voor hom is 'n ongevormde stuk staal, koper, goud, maar in die gebruik van die hamer het die smid 'n perfekte produk in sy gedagtes wat gevorm moet word. Wat ek hierdie net as 'n inleiding en ek gaan oor na Eksodus 25:17 toe. En nou lees ek vir jou hierdie spesifieke instruksies van God aan Moses. Vers 17. Dis 'n redelike stukkie wat ek vir jou gaan lees. Maak ook 'n versoendeksel van suiwer goud. 2,5 L moet sy lengte en 'n ander helft en 'n L sy breedte wees. Maak ook 2 gerubs van goud, van dryfwerk. Moet jy hulle maak aan die 2 ente van die versoendeksel. En maak 1 gerub aan die een kant en die 1 gerub aan die ander kant uit 1 stuk. Saam met die versoendeksel moet julle die gerubs maak aan die 2 ente. Vers 20. En die gerubs moet die vlerke boontoe uitgesprei hou, terwyl hulle met hulle vlerke die versoendeksel beskud. En hulle aangesigte moet na mekaar toe wees. Die gesigte van die gerubs moet op die versoendeksel gerig wees. En sit die versoendeksel bo-op die ark. Maar in die ark moet jy die getuienis lê wat ek aan jou sal sê. Belangrike stukkie vers 22. En daar sal ek, sê God, met jou ontmoet. En van die versoendeksel af, tussen die 2 gerubs uit wat op die ark van die getuienis is, sal ek jou alles sê
wat ek vir jou, vir die kinders van Israel, sal beveel. Hier is 'n gedeelte wat gelees word, bly by my, waar die spesifieke simmetriese afmetings gegee word, vir 'n voorwerp wat genoem word, die verbondsark van God. Hierdie verbondsark is nie 'n produk wat in Moses se verbeelding opgekom het nie, maar die verbondsark, soos ek nou net vir jou gelees het, is dit wat in God se gedagtegang opgekom het, en hy gee vir Moses die simmetriese instruksies vir hierdie ark om gebou te word. Nie na Moses se afmetings nie, maar na God se afmetings. Die verbondsark, en hierdie is belangrik voordat ons verder gaan, is 'n simbool, hoor mooi, van die teenwoordigheid van God vir Israel gewees. Self verder verduidelik net gou hierdie vir jou verduidelik uit die vers uit. Vers 18 kom en hy praat van druiwerk, maar in die Engelse Bybel sê hy hammered work. Met ander woorde, die gerubs en die versoendeksel wat op die ark geplaas sou word, moes deur 'n bekwame man met 'n hamer gevorm word. Kom, ons gaan verder. Bietjie inligting. Toe God gereed was om homself aan Israel bekend te stel. Hulle kom nou uit Egipte uit en bly net by my. Hulle het plaag op plaag gesien. Hulle het 'n verwoestende hand oor Egipte land gesien. Die moontlikheid het bestaan dat Israel nie miskien lekker begryp het wie is hierdie God wat ons nou uit Egipte land uitgelei het nie. Maar toe God gereed is om homself aan Israel bekend te stel, het hy vir Moses op die berg Sinaï die 10 gebooie gegee. Die 10 gebooie wil ek vanmôre miskien beskryf asof God vir Moses 'n besigheidskaartjie gee. Miskien 'n biografie sê, as julle nie weet wie ek is nie, met die 10 gebooie sê God eintlik met respek, dis wie ek is, dis wat ek verwag, dis wat ek kan doen. Uit dit alles uitkom 'n mens dan duidelik agter dat hierdie God is 'n heilige God. Dit gaan aan en op 'n verdere stadium kom God op 'n plek waar homself meer duidelik aan Israel sy volk wil verduidelik. En hierdie verduideliking van God kom deur die opdrag om vir God 'n tabernakel te bou. Die een wat Moses gebou het in die woestyn, die een wat met ropvelle gebou was. En so kan ek deur die hele tabernakel gaan en veel goeders noem soos die brons waskom, die goue kandelaar, die brandofferaltaar en dan die reukofferaltaar en die tafel van die toonbrode en selfs ook miskien die Levitiese diensorde wat in hierdie tabernakel moes plaasvind. Dit is die orde van God wat hy gestel het sodat sy volk in sy teenwoordigheid kon kom. As jy by my is, sê amen. Die hele tabernakel sentreer om een as van God se heiligheid en is 'n voorstelling van God se karakter. Alles wat ek vir jou genoem het, die bronswaskom, die goue kandelare, die brandoffer, die reukoffer en selfs die toonbrode, is om God beter te ken en beter te verstaan. Toe God gereed is, en hierdie is belangrik, eerstens het ons die 10 gebooie, toe het ons die tabernakel. En ek wil hê jy moet hierdie punchline vanmôre verstaan. Toe God gereed is om homself aan die volk te openbaar met betrekking tot aanbidding. Dit is toe wat God vir Moses
die spesifikasies gee vir die verbondsark. Daar is 'n manier van aanbidding, hierdie verbondsark, wat God dan vir Moses gee, wys reguit na Jesus Christus toe. Wanneer jy die ark verstaan, dan verstaan jy Jesus Christus. Die ark was nie net 'n meubelstuk gewees nie, dit was nie 'n goeie idee uitgedink deur Moses nie, maar ek sê weer, dit was 'n spesifieke opdrag van God. Gaan gou hierdie gebruik. Daar's 3 belangrike dinge van die ark. Eerstens gaan ons gou kyk hoe dit gemaak is. Tweedens, wat was binne in die ark gewees? En derdens, hoe was die ark vervoer? Hoe was dit gemaak? Dood eenvoudig. Probeer daardeur hardloop. Die ark was van hout gemaak, oorgetrek met goud. Die hout spreek van Jesus se menslikheid. Maar die goud waarmee dit oordek is, spreek van Jesus se godheid. Die hout sê, Jesus was 100% mens toe hy op aarde was, maar die goud sê, hy was ook 100% God gewees. Ek wil jy moet mooi verstaan wat ek vanmôre vir jou sê, hy was nie 50% mens en 50% God nie, hy was 100% mens en 100% God toe hy op aarde was. Die hout sê, toe hy sonder water was, het hy dors gekry. Dit sê, toe hy sonder brood was, het hy honger gehad. Maar die goud sê, hy is die lewende waters. En die goud sê, dat hy is die brood van die lewe. O, dankie Here. Die hout sê, toe hy by sy vriend Lazarus se graf staan, sê die Bybel, het hy geween. Maar die goud sê, dat hierdie Jesus lê sy kop agteroor en met 'n goddelikheid in hom sê hy, Lazarus, staan op, en die godheid in Jesus Christus laat Lazarus uit die dood uit opstaan. Die hout sê, hy was 'n man bekend met smarte volgens Jesaja 53. Maar die goud sê, hy is die een wat elke traan, hartseer en pyn in ons lewens sal verwyder. Die ark van hout en goud. Jesus, seun van die mens. Jesus, seun van God. Wat was binne in die ark? Kom ons kyk vinnig gou daarna. Was 3 voorwerpe in die ark gewees. Die eerste was 'n goue pot met manna. Gaan nie veel daaroor uitbrei nie, maar ek kan dit vir jou sê, in die ark en in Jesus is daar voorsiening in God se teenwoordigheid. Jy mag jouself bevind in 'n droë woestyn. Ek ken 'n Jesus wat die manna sal stuur om vir jou te voorsien. Tweede item in die ark was dan die staf van Aaron. Hierdie staf op 'n stadium word naby die verbondsark neergesit en toe Moses die volgende môre instap, toe die staf van Aaron bloeisels gegroei en ryp amandels het aan Aaron se staf gehang. Nou kom ek verduidelik jou net gou, dit is standaard 3 wetenskap hierdie. Die staf was 'n dooie stuk hout wat Aaron iewers moes optel. 'n Dooie stuk hout wat afgesny is van sy oorspronklike wortelstelsel. Maar toe die dooie stuk hout in die teenwoordigheid van God kom, toe kom die blomkrag van God en hy begin weer bloeisels groei. Ek wil vir jou sê, daar is lewende blomkrag in God se teenwoordigheid vanmôre beskikbaar. 2 goeders wat gebeur. Die stok kry lewe.
Ek ken 'n paar stokke wat moet lewe kry. Hierdie stokstaf kry lewe, maar nog meer as dit, hy gee ook lewe. Die bloeisels aan die staf wat binne in die ark was, sê vir my dat die dooie stuk stok het begin lewe. Maar die ryp amandels wat aan hom gehang het, sê ook vir my dat hierdie staf het ook lewe begin gee aan ander mense, want amandels was een van die stapelvoedsels van Jesus se tyd gewees. Ek en jy in hierdie tyd, Here help my. Ek en jy in hierdie tyd het lewe in Jesus kom aan kerk. Maar ek en jy is ook geroep om lewe te gee aan 'n dooie wêreld. Daar is nuwe lewe in God se teenwoordigheid. Die derde item, laaste wat in die ark was, 'n verwysing na Jesus, ek stap so 'n paadjie met jou, was die 10 gebooie, die kliptafels wat God met sy eie vinger van vuur uitgegraveer het vir die volk van Israel. En dan dink ek aan Johannes 1 en ons ken dit goed en ek haal vir jou net hierdie stukkie aan. Dit is verwysend na Jesus, want hierdie kliptafels is die woorde van God. En dan kom Johannes 1 en hy sê, en die woord was God. En die woord het vlees geword en onder my en jou kon woon. Dit is 'n teken van Jesus Christus. In God se teenwoordigheid lewe die ewige, onfeilbare woord van God. Dis wat my en jou vanmôre hier bymekaar gebring het. Amen. Bly by my, kom aan. As jy nog by my is, sê amen. Kan ek vir jou Engelse quote gee? You can't be more spiritual than you are biblical. Jy kan nie vanmôre hier sit en meer geestelik wees as wat jy Bybels is nie. As baie windjies wat waai, professor so en so het dit gesê, as dit nie in God se woord is nie, beteken dit niks. Ja, maar hierdie ding maak nou 'n lekker nuwe wave en almal glo dit. As die boek dit nie sê nie, beteken dit niks. Ek en jy kan nie meer geestelik wees as wat ek en jy skriftuurlik wil wees nie. En daardeur wil ek net vanmôre vinnig sê, as jy wil geestelik groei, begin meer Bybel lees. Die ark was gemaak om te beweeg, die vervoering van die ark, en ek hardloop vinnig deur dit, hierdie ark, en ek moes nou eintlik 'n prentjie vir jou gehad het van die ark, hierdie ark in sy boksvorm met 'n versoendeksel op en op hierdie versoendeksel die 2 gerubs wat dan oorbuig na mekaar toe en ek gaan nou by dit uitkom, maar aan die onderkant was daar 4 goue ringe gewees waardeur die hoëpriesters of die Levitiese orde die hout sou deursteek en dan sou hierdie ark opgetel word op hulle skouers en dan sou die ark so vervoer geword het. En die eerste ding wat ek wil sê rondom dit is dat die teenwoordigheid van God is nie stagnant en gebind tot 'n sekere plek nie. Maar ek en jy dra die heerlikheid en die teenwoordigheid van God in ons binneste. En ek wil sê, die ark van God is gemaak om te beweeg. Die ark van God is gemaak sodat ek en jy dit kan ronddra. Hier interessant wat die Here op my hart lê. Wanneer die teenwoordigheid wat die verbondsark verteenwoordig, wanneer dit opgetel word en op hulle skouers gesit word, was dit die korrekte manier om God se teenwoordigheid mee rond te dra. Hoekom? Want die oomblik wanneer hulle daai staf op hulle skouer neersit, hoor gou mooi, was die teenwoordigheid van God hoër as hulle eie hart. As jy God se teenwoordigheid wil ervaar in jou lewe, maak seker dat sy heilige teenwoordigheid hoër is as die begeertes van jou eie hart. Dis hoe ek en jy God se teenwoordigheid kan ronddra.
Usa is vir ons 'n perfekte voorbeeld as gevolg van die nalatigheid van Dawid. Wil hulle 'n makliker plan maak en ons sê kom ons gaan haal die ark, maar ons sit hom som op 'n wa, laat die osse hom trek. Maar wat het gebeur? Die ark op daardie oomblik was laer as hulle hart en nie hoër as hulle hart nie. En toe die osse struikel en Asa wil keer, toe slaan die Here hom dood neer. Ek wil net vanmôre in liefde sê, en ek praat met jong mense ook in hierdie huis, daar's 'n respek en 'n eer om God se teenwoordigheid in ons lewe mee rond te dra. Maar dan wil ek dit vanmôre sê, jy en ek is gemaak deur God om sy teenwoordigheid rond te dra in hierdie wêreld. Ek en jy hoef nie meer na Jerusalem toe te vlieg, of na hierdie Big Shot kerk, of hierdie vurige evangelis, om God te ervaar nie. Jy kan God ervaar binne Sterktoring en in jou binnekamer, want jy dra die heerlikheid van God saam met jou rond. Amen. Die ark was altyd voor die volk vervoer. Hoekom? Wanneer die volk sou beweeg, sou die ark heel voor gewees het. Ag, en dis net goedjies wat die Here op my hart gelê het. Sodat wanneer die volk beweeg, en ek praat met Sterktoring, wanneer ons beweeg, moet die teenwoordigheid van God altyd voor ons wees, sigbaar wees. Waar die ark gaan, gaan ons. Kom ons Sterktoring. Waar die ark gaan, gaan ons. Maar hoekom was hy ook voor, en ek kry net hierdie foto in my kop, en ek's 'n prentjie mens, hier kom die ark, en ek hoor hoe sing die volk, ek weet nie of jy die video's gekyk het, hoe die Israeliete nou, terwyl hulle onder in die bomshelters is, en Iran besig is om hulle te pon nie, dan sing hulle liedere tot hierdie God. En ek kan sien hoe die ark gedra word, en die volk sing. Nou staan die Filistyne aan die ander kant van die koppie, en ja, hulle wag vir Israel om te kom. Hulle wag om 'n swakkerige volkie te sien oor die heuwel kom, maar soos wat hulle klim uit die heuwel uit, dan kry jy die prentjie, jy staan hierdie kant. Jy sien, maar hier kom iets uit. Dit is nie 'n arm beklangswaardige volk nie, maar ek sien iets. Wat sien jy, vyand van Israel? Jy sien die God van Israel. Jy sien sy teenwoordigheid. En daarom is die ark altyd voor, want ons vyande gaan God sien voordat hy ons sien. Amen. Halleluja, prys die Here. Hoekom? Wat is die rede dat ek en jy, wil ek amper vanmôre sê, die voorreg het dat God saam met my en jou beweeg? In die spesifikasies word daar 'n opdrag gegee om hierdie ark te bedek met 'n versoendeksel. Ek wil mooi met jou praat. Hierdie versoendeksel, ek hou van die Engelse woord. Hierdie versoendeksel in Engels word genoem the mercy seat. Met ander woorde, nie seed soos in saad nie, seed, 'n plek waar iemand kan sit. En tussen hierdie twee gerubs, Here help my, tussen hierdie twee gerubs, is daar 'n plek waar genade gevind word. En die enigste rede wat ek en jy het, die voorreg wat ek en jy het om God se heerlikheid saam met ons te kan dra, is genade. Dis die genade van God wat my en jou daardie voorreg gee. Die oordekking van die verbondsark word genoem genade. Geen mens kan naby God kom as die deksel van genade verwyder word nie. Genade maak die verskil vanmôre in hierdie huis. As ons vanmôre die genade van God uit hierdie plek uitvat, is ons niks beter as enige ander goddelose plek in hierdie dorp nie. Maar dit is die genade van God, die deksel van sy genade oor jou en my in hierdie huis vanmôre, wat die verskil maak. Sê amen.
Op 'n stadium in 1 Samuel 6 was daar manne wat gedink het hulle gaan gou so inloer wat binne in die ark is, en in daardie dag het 50,000 manne gesterf. As jy genade wegneem, sal die dood sekerlik intree. As ons die deksel van genade verwyder, dan is ek en jy niks beter as die ene wat in die wêreld is. En ek sê dit nie op 'n lelike manier nie, maar dink vir 'n oomblik daaraan. Daar's mense wat in hierdie môre op pad is na 'n ewige hel. Weet jy hoekom? Want hulle het nog nie onder die deksel van God se genade gekom nie. Dan kom hierdie liedjie in my gedagtes op en hy sê, mercy there was great and grace was free. Pardon there was multiplied to me. There my burdened soul found liberty. Where? At Calvary. Golgotha is die plek van God se genade. Probeer vinnig deurgaan. God sê vir Moses, ons gaan op hierdie versoendeksel, ek sal amper klaar, maar nie worry nie. Op hierdie versoendeksel gaan ons 'n uitbeelding maak van 'n werklikheid wat in die hemelse riehelm plaasvind. Terwyl God hierdie instruksies vir Moses gee, was daar iets wat besig was om met die hemelse riehelm te gebeur, en tot vandag toe waar ek en jy vanmôre in hierdie kerk sit, is daar in die hemelruim besig om iets te gebeur, en die versoendeksel gaan dit uitbeeld. En hy sê op hierdie versoendeksel gaan ons hierdie uitbeelding laat plaasvind, en hierdie uitbeelding was gerubs wat op die versoendeksel moet wees. Nou, gerubs in hierdie oomblik, terwyl ek en jy hier sit, is hulle in, soos op die versoendeksel, 2 teenoor mekaar. Vlerke uitgesprei, aangesig na die genade van God toe. En hierdie gerubs sirkuleer in hierdie oomblik om die troonkamer van God. En soos wat die gerubs om God se troon beweeg, sê die slim mense, veral die eeue, sonder tyd, terwyl hierdie gerubs om God se troon beweeg, elke keer wanneer hulle voor die troonkamer van God verbykom, ontdek hulle 'n nuwe dimensie van God, wat nie voorheen vir hulle bekend was nie. Hierdie gerubs, wat om die troon sirkuleer, en dan kom Openbaring, en hy roep die woorde van hierdie gerubs uit, en dit sê hierdie woorde, Openbaring 4:8, hy sê, heilig, 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 is die Here God almagtig. Hy wat was, hy wat is, en wat sal kom. Dis die gerubs wat uitroep, Jesaja 6 vers 3, selfde woorde, roep hierdie woorde, heilig, 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 3 keer heilig, hoekom 3 keer? Vader, Seun, Heilige Gees, heilig, 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 is die Here God almagtig. En dan sê hy, die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid. Ek wil nie myself in die rede val nie. Iran, ek wil vir jou sê, dat hierdie aarde is vol van God se heerlikheid. Hierdie korrupte Suid-Afrikaanse regering, ek wil sê, hierdie aarde is vol van God se heerlikheid. God weet wat hy doen, kind van die Here, ek en jy moenie bekommerd wees nie. As ek dit mooi mag sê, God het dit. God het dit. En dan dink ek aan die Shekinah heerlikheid. En ek vat net gou hierdie beskrywings vir jou in Engels. Wat is die Shekinah heerlikheid? Wanneer ek en jy as kind van God vanmôre hier by mekaar kom, wil ek sê, die Shekinah glorie van God is hier.
In Engels sê dit is a magnificent presence of God. It's a radiant visibility of His glory. Wat is die Shekinah glory? Wil ek sê, dis die 4 kolom wat Israel in die woestyn gesien het. Dis die wolkkolom wat neergesak het voor die tabernakel, waar Moses met God soos 'n vriend met 'n vriend omgegaan het. Die Shekinah glory was die mistigheid wat in die tempel van Salomo ingegaan het, soveel so dat die deurkosyne begin bewe het van God se eerlikheid. Ek wil sê, God is nog in hierdie uur gereed om sy Shekinah glorie uit te giet oor sy kerk. En dan kom hierdie woorde van Exodus 25 vers 18. En op hierdie versoendeksel, dit wat dit voorstel, die heerlikheid van God is daar. Die gerubs wat daar is, en in die middel is die genade van God. En dan kom die woorde wat ek onderstreep het toe ek het gelees het, en hoor mooi kerk van die Here. En God sal jou daar ontmoet. Een keer 'n jaar, en dit is nog net so 'n bietjie interessant, een keer 'n jaar sou die hoëpriester ingegaan het in die allerheiligste, en dan sou hy tussen hierdie 2 gerubs op die mercy seat of die versoendeksel, sou hy dan die bloed van die lammetjie wat geslag is, sal hy daar sprinkel. En hierdie plek is dan die plek waar versoening kom vir die mens. Hierdie is die plek waar God en mens ontmoet. Dit is die plek van ware aanbidding. Wanneer ek en jy daar kom. Die saak, en dit wat ek in die begin gelees het, wil ek gou vir jou net na vore bring. Die onse Vader leer ons, soos in die hemel, so ook op die aarde. En dan gee God die instruksies vir Moses en sê, hierdie gerubs moet gebou word met hamerwerk. Met 'n man met vernuf moet hierdie gerubs gebou word, en dit beteken dat dit moet in die vuuroond gesit word, die kole moet gekrap word, dit moet soms 'n bietjie ongemaklik wees in my en jou lewe. Dit moet soms so 'n bietjie warm word in ons lewe. Soms moet die hamerhoue so 'n bietjie val in ons lewe. En kom ek gee jou vanmôre die realiteit en die waarheid. Kom ons gee nie altyd die duiwel die skuld nie, maar ek wil sê, daar's 'n God wat 'n plek van ontmoeting wil voorberei in jou lewe. En soms kos dit dat hierdie groot man met die hamer in sy hand 'n bietjie vormwerk moet doen, sodat ek en jy die posisie kan bereik, waar ons kan sê, daar gaan God my ontmoet. Moses moes dit vorm. Kole moes gekrap word, die goud moes gesmelt word, die goud moes geslaan word, maar dit is nie domkrag wat die goud slaan nie. Dit is 'n gedissiplineerde krag van God, wat besig is om jou en my voor te berei, om in sy genade, in sy teenwoordigheid te kan inkom. Ek wil nou 'n voorbeeld doen, en ek moes hierdie eintlik voorberei het, maar ek het nie. En wat ek soek is 'n man en 'n vrou, wat bereid is om my te help. Niemand nie? Sit julle so lekker? Perfekte koppel. Julle moet nou nie doen wat ek doen nie, julle moet doen wat ek sê, staan nie. Ek wil 'n getroude paartjie gebruik vir 'n rede vanmôre. Hierdie plek van ontmoeting, en in die uur waarin ons leef, is daar 'n aanval op ons huwelike. En as ek hierdie stuk verstaan,
is dit vir elke huwelik. Maar dit is ook vir die kerk van God, waar broers en susters in vrede met mekaar lewe. Want wat probeer ek vanmôre bereik? Wat is die kruks van my saak? Hoekom wil ek vir jou hierdie woord gee? Ek wil vir jou sê, daar is 'n plek van ontmoeting, waar God sy kerk wil ontmoet. Nou hulle staan hier, fancy, kyk vir mekaar. Het julle hulle in? Nou staan hulle hier, en daar is een, wat 'n hamer in sy hand het. Genaamd God. En dan God krap die kole, dan draai hy vir Gerard so, en hy draai vir Lucinda so, bly by my. Dis die eerste ding wat belangrik is, kyk gou vir my, is ons moet mekaar in die oë kan kyk. Ons moet mekaar kan verstaan. Maar Lucinda, staan nou so 'n bietjie terug vir my. Nou wil kom God, en dinge raak nou 'n bietjie warm. Gerard, jy moet saam met my ek nou hier so, 7de laan, nou, op sy beste. En dan is dinge nie lekker nie, en jy sê, Here, maar hoekom is dit so warm in my lewe? Here, hoekom al hierdie hamerhoue in my lewe? Maar dan kom God, met sy hamer, en hy sê, Lucinda, ek kap so 'n bietjie aan jou. Kom aan, staan 'n bietjie terug, hou jou hand daar. Julle moet saam werk, steek uit jou hand. Gerard, jy met jou attitude, dat ek jou 'n bietjie help. Lucinda, maar hy skerp tongetjie. Daar's 'n posisie wat God vir my en jou instoor het. Halleluja. Lucinda, Gerard bly by my. Hulle staan so, Lucinda, weet jy wat? Miskien moet jy 'n bietjie meer bid. Gerard, jou hulp kom nie bo van die bankbestuurder af nie. Jou hulp kom van die Here af. Ek bou vir jou iets hierso. Dis die vorm van die gerubs wat ek besig is om te bou. En soos hulle teenoor mekaar staan, wat sê God? Hy sê, ek gaan hier tussen julle nou kom bly. Dis waar ek jou gaan ontmoet. Met jou hand uitgestrek, met jou hoof gebuig, soos die gerubs. Dis hier waar genade ontmoet sal word. Gee hulle lekker aan het klap. Wie hou die hamer vas in jou lewe? Pastoor, die duiwel, katas aan my jong. Duiwel is besig met my, pastoor. Kolle raak gekrap, raak warm. Ag, kan ek vanmôre miskien, dankie Tannie Doreen, vanmôre miskien net 'n voorstel maak. Is God nie miskien besig om my en jou in die regte posisie te kry? Om by die genadeplek van God se teenwoordigheid uit te kan kom nie. Maak klaar met hierdie Genesis 50:20. Josef, en ek het dit baie aangehaal in my lewe. En Josef praat met sy broers. En dan sê hy hierdie woorde, want julle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goeie gedink, om te doen soos dit vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou. Ek vra gou weer die vraag, terwyl ek klaar maak. Josef staan voor sy broers en hy sê, dit wat julle teen my bedink het, om my te vernietig, dieselfde situasie, het God gebruik vir die goed wat hy beplan het. En die vraag vanmôre vinnig voor ek klaar maak is, wie hou werklik die hamer vas in jou en my lewe? Nou, ek het dit so gehoor en ek probeer dit gou vir jou net verduidelik. Die tipe spraak wat daar gebruik word, weer eens in die oorspronklike taal is, hoor gou mooi, is Josef sê vir sy broers, julle het iets teen my geweef. Ken jy die weefing van matte en daai goed?
Dieselfde konsep wat hy daar gebruik. Hy sê, julle het hierdie ding teen my geweef. Maar weet jy wat beteken dit? Dit beteken, terwyl julle hierdie planne teen my geweef het, terwyl die duiwel die hamer vasgehou het, was daar deur Gods genade 'n losdraadjie wat nie ingeweef was nie. En as ek dink aan daai losdraadjie, ek kon nie help nie, dan dink ek aan die tou wat gehang het by Rahab se venster uit, toe die mure geval het. Maar God vat die losgaring draadjie in hierdie plan wat die duiwel teen jou weef. En weet jy wat doen God? Hy vat die draadjie en hy begin hom trek. Nou as jy nie 'n ma gehad het wat gebrei het nie, sal jy nie hierdie verstaan nie. Vir 'n seun is dit die lekkerste gevoel. Om daai breiwerk van jou ma, wat sy gesit het en gesit het en gesit het, vat God daar die los draadjie en hy trek al die weefwerk van die vyand los. En dan vat God met respek sy breinaalde en met dieselfde weefsel begin hy te brei en begin hy te vorm, sodat ek en jy in 'n plek kan kom waar ek en jy kan sê, deur sy genade het God my daar ontmoet. Terwyl jy vinnig sit met jou oë gesluit, wil ek vanmôre vir jou sê, en ek wil hierdie woorde aanhaal van Eksodus 25. En ek wil sê, daar's 'n plek waar God jou wil ontmoet. In hierdie oomblikke wil ek verklaar dat die weefwerk van die vyand word losgetorring deur die groot almagtige hand van 'n God wat in staat is om die plan van die vyand te draai in sy plan. En as jy dit vanmôre nodig het, wil ek vir jou sê, God is hier om jou vanmôre te help. God is vanmôre hier en die hamer van God buig ons so 'n bietjie vanmôre, sodat ek en jy in die regte posisie kan kom, waar God op die versoendeksel of op die mercy seat my en jou vanmôre kan ontmoet. Hierdie is die belangrikste deel van my diens. Terwyl jy sit en sê, Here, ek het hamerhoue gevoel. Daar is dinge wat in my lewe geweef word, wat ek voel, dis die Satan self wat besig is om 'n spinnerak te weef. Wil jy vanmôre in die geloof sê, Here, hier's 'n losdraadjie. Onttorring dit en vorm dit in u plan, net waar jy is. Elke oog gesluit, elke hoof gebuig. As jy jou hand wil opsteek, sê Dudley, vanmôre het ek dit nodig in my lewe. Ek sien elke hand wat opgaan.